Geliefdes, hartlike goeiedag. Ek is pastoor Pieter Boysen van die JCRM TS familie in die Oosrand en ook 'n lid van die Chaplaincy SA. As jy met my in verbinding wil tree, my nommer is 068 577 9817. Kontak my gerus as jy enige berading, gebed wil nodig hê. Ons help graag. Na afloop van vandag se boodskap nooi ek jy uit om die nagmaal saam met my en my gesin te geniet. En dan na afloop van die afsluitingslied gaan ek 'n bietjie met julle resepte deel. Want hier is God se kombuis. Hier kook ons vir die gees en vir die vlees. Maar voordat ons verder gaan, kom ons word net eers stil voor ons hemelse Vader. O God, aan U kom toe al die lof. My hoogste doel is om U te loof. Alles wat U geskep het, moet aan U lof bring. Alles wat U gemaak het, dra U stempel en is soos U dit beplan het. Die see, die land, die winterkoue, die somerhitte, die oggendlig, die aandskaduwee is vol van U. En U gee dit vrylik, sodat ek dit kan geniet. U is die koning van konings, die Here van die heersers. Volgens U wil kom regerings tot stand en val hulle. U hele skepping loof U. U heiliges prys U. Maak my ook een van U heiliges. Laat ek soos hulle wees en optree. En saam met hulle aan Jesus se voete sit. Mag my diens aan U altyd op U woord gegrond wees. My begrip van God afkom. My liefde hemels en heilig wees. My motiewe suiwer en opreg. En my hart nooit skuldig voor U sal wees nie. Bevry my van die sonde wat spontaan in my gedagtes opspring. Van my korrupte hart. Van die versoekings waaraan ek elke dag blootgestel word. Van die strikke wat daagliks vir my gestel word. Terwyl ek lewe, verkeer ek heeltyd in gevaar. Hou U wakende oog altyd oor my en beskerm ons. Red ons uit die mag van hierdie aardse en geestelike vyande. En met die pynlike booshede waaraan ek myself blootstel en waaraan ek myself blootgestel het. Laat my 'n onbelemmerde en vreeslose verhouding met Jesus hê. Totdat die nuwe lewe aanbreek, mag ek tot aan die volëinding van tyd, die belofte van my erfenis en die beste van die vrug van die Gees geniet. Laat my, totdat die lewensreis voltooi is, ywerig daarna streef, om aan alles soos Jesus Christus op te tree. My God, ek bid vir die wat siek is, die wat in hospitale verkeer, die wat in hospitale lê. Vader, hou U hand van genesing oor hulle, en verlig die wat pyn het. Vader, die wat alleen is, vertroos hulle, en hou hulle in U hand. My Heer, is my gebed in Jesus naam, en ek dank U daarvoor. Amen. Romeine 12 vers 9 tot 21. En ook Romeine 13 vers 8 tot 10. Maar ons gaan net 2 versies vandag aanhaal. Dit is Romeine 12 vers 21 en Romeine 13 vers 10. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Romeine 13 vers 10. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Geliefdes, laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Hierdie 2 teksverse is die slot wat gaan oor die liefde. Die kerk, met ander woorde ons, moet deur die liefde geken word. Die liefde moet ongeveins wees. Dit moet uit jou hart kom, en dit moet blyk uit ons woorde en dade. Sonder dade beteken dit niks nie.
tot wie moet ons dan nou hierdie liefde uitgaan? Die liefde wat ons van Christus ontvang en geleer het, gaan spesifiek aan ons broers en susters in die Here. Daarom skryf Paulus vir ons in Romeine 12 vers 9 tot 29. Eers oor die broederlike liefde. Die liefde is egter nie beperk tot kerkmense nie. Die liefde moet uitgaan aan alle mense. Dink aan wat daar staan in Galasiërs 6 vers 10. Laat ons, terwyl ons die geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Nou die geloofsgenoot het inderdaad 'n voorrang, het 'n voorkeur. Ons moet aan hulle goed doen, ook aan hulle wat nie in ons huis is nie. Maar dit sluit nie uit die liefde vir ander mense nie, wat nie aan die kerk behoort nie, of wat aan jou huisgesin behoort nie. Dit gaan veral oor daardie liefde in die gemeente van ons teks. Hoe moet dit, wanneer ons geen liefde dan terug ontvang? Wanneer dit so te sê van een kant af kom? Wat moet ons maak as ons naaste ons kwaad aandoen? As die naaste my vyandig gesind is, of selfs vervolg? Ons natuurlike hart beantwoord die vraag baie vinnig. My hart sê, die liefde kan nie net van een kant af bly kom nie. As iemand my kwaad doen, dan is daar vir my, van my kant af, geen ruimte vir liefde meer nie. Dan betaal ek hom in gelyke min terug. As hy my seer maak, dan verdien hy ook om deur my seer gemaak word. Ja, maar laat hy dan maar seer kry. As hy my oor die skouer aankyk, dan kyk ek hom oor die skouer aan. Geliefdes, is dit nie hoe ons dikwels reageer teenoor die sogenaamde vyande nie? Maar wat sê die skrif? Wat sê die woord van God vir ons? Seën die wat jou vervolg, seën en moenie vervloek nie. Vergeld niemand kwaad met kwaad nie. Die teks wat alles saamvat met die woorde, laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, oorwin die kwaad deur die goeie. Paulus is baie realisties wanneer hy ons aanspreek oor ons verhouding teenoor die naaste, wat ons seer maak. Met ander woorde, hy ken ons harte, want hy is ook daar. Ook ons stryd om werklik op 'n Christelike manier te reageer. Want daarom sê hy vir ons, laat jou nie deur die kwaad oorwin nie. Wat is dit om deur die kwaad oorwin te laat? Dit is wat Paulus in die volgende verse vir ons genoem het. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, vers 17. Vers 19, moenie julle wreek nie, vers 14, en moenie vervloek nie. Mense kan jou baie seer maak. Mense kan selfs jou lewe byna onmoontlik maak. Hulle het jou verskriklik verneder, sodat dit lyk asof jy nie meer goed kan doen of funksioneer nie. Dit kan gebeur in ons samelewing. Dit kan selfs by die kerk gebeur, by ons werke, by die skool. Baie mense is tans gefrustreerd by hulle werke. Hulle voel dat hulle verneder word. Of hulle voel, hulle word verontreg deur werkers, wat nie funksioneer nie, wanneer en vanweë hulle gebrek aan motivering en ervaring. Daarbij word hulle ervaring en gawes nie meer gewaardeer nie. Moontlik omdat hulle 'n verkeerde velkleur is. Of wat ook al. Wat moet hulle met die mense wat dit veroorsaak maak? Watter gevolg het ons in so 'n situasie? Is daar soms nie 'n gevoel van ek sou wens dat hulle ook swaar kry, of dat hulle verdwyn van hierdie aarde af nie?
Geliefdes, dit kan ook in ons kerk gebeur. Ons is nie almal so lief vir mekaar nie. Miskien dink iemand, Paulus het gesê, wees hartlik teenoor mekaar, met broederlike liefde. Maar wat sien ek daarvan? Jy moet eers sien, hoe kerkmense my behandel het, en nog steeds behandel. Hoe hulle my verneder, en dit vir my onmoontlik maak om goed te funksioneer. Ek sou wel wil sien, hoe hulle in so 'n situasie sou reageer. Ek wens dat hulle dit op die een of ander manier erger sou meebring. Ons kan dink aan ons persoonlike beledigings. Dat iemand my voortdurend benadeel, my of my gesin seermaak. Hoe gaan ons daarop reageer? Kan ons dan kwaad vir kwaad vergeld, en die mens of persone in gelyke munt betaal? Soms sien ons dit wel gebeur in gesprekke. Een skerp opmerking word onmiddellik gevolg deur 'n ander skerp opmerking. Mense probeer mekaar in gelyke munt terugbetaal. Die vergadering van een word beantwoord met die veragting van 'n ander een. Ensovoort kan ons aangaan met oproep, met voorbeelde. En nou praat ons nie eers van ons vyande wat ons letterlik vervolg nie. Oor hulle sê Paulus, seën hulle wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Jy mag hulle nie verwens nie, die kwaad met ander woorde toewens nie. Ons kan ook dink aan die korrupte beamptes, die korrupte regerings, aan rowers en gewelddadigers in ons land, waardeur baie mense meen, dat hulle met hulle gesinne hier nie meer kan bly nie, dat hulle hierdie land wil verlaat, weens die korrupsie, weens die rowe, weens al daai dinge. Maar laat ons eerlik wees, wens ons soms nie ook dat hulle net kan doodgaan en weggaan en verdwyn nie. Liefdes, besef u wat u doen, wanneer u selfs wreek in u gedagtes, met u woorde of met u dade. U doen dit asof u self God is. U gaan dan op God se regterstoel sit. U sal dit self wel reël. Laat dit nie aan God oor om die kwaad te vergeld nie. U laat geen plek vir die troon van die Here nie. Hy sal die kwaad straf. In die skrif sê God immers vir ons, aan my kom die wraak toe. Ek sal vergeld, spreek die Here. U wil egter self die kwaad wat die naaste aan u aangedoen het, straf. Maar dit kom ons nie toe nie. Daarvoor het God die owerhede gegee as sy dienaars om die wat kwaad doen te straf. Bovendien is u daarmee te vroeg. Wat is die reg van God? Word die kwaad eers ten volle gewreek wanneer die maat van die sonde vol is. En voor die tyd is daar altyd nog pad terug, 'n pad van bekering, 'n lewe vanuit Christus. Die Here is immers lankmoedig, geliefdes. Hy stel die volle bestraffing van die sonde uit. Hy laat ook oor die vyand sy son skyn, totdat hulle op hulle vyandskap opgee, of totdat die maat van hulle vyandskap vol is. So doen die Here dit. Geliefdes, wanneer u wat u vyand beneen, in gelyke munt betaal, dan laat u die oorwinning. Dan laat u nie toe dat die kwaad u nie oorwin nie.
dan is u die groot verloorder. Dan het u immers soos u vyand geword. U het sy styl oorgeneem. U het sy party gekies, die party van die kwaad. In die wraakneming sit altyd 'n element van selfhandhawing. Jy kan die beledigings nie verdra nie. Gekrenkte trots soek verdediging in wraak. Dis geen teken van krag nie, maar van swakheid. Ja, jy is dan 'n groot verloorder, iemand wat deur die kwaad oorwin is. Maar waarom is dit so ernstig? Wel, as ek dit doen, dan verloor ek die feit, die werk van die Here Jesus Christus. Christus het immers gekom om die uitsiglose siklus van kwaad, wat kwaadbaardig deurbring. Toe hy op die aarde was, het hy onreg gelei, sonder om terug te skel en terug te slaan en te vervloek en te verwens. Hy het onreg geaspireer in die sekerheid dat God op sy tyd sal vergeld. As dit ten minste nog nodig sal wees om te vergeld, deurdat die persoon wat onreg gepleeg het, hom kan bekeer. Die Here Jesus het die uitsiglose sirklus deurbreek. Hoe kan ek, 'n Christen, my dan deur die kwaad laat oorwin? Ek wil tog nie terugval in die uitsiglose sirkel van kwaad wat kwaad baar nie. Dis nie slegs 'n saak van 'n verhewe normaal, wat ek as 'n Christen daarop nabou nie. Dit is 'n saak van geloof in die verlossingswerk van Jesus Christus. Geloof dat dit ook tot ware verlossing lei. Dat dit ook werklik die verhouding onder mense genees en 'n einde maak aan hierdie eindelose sneeuboleffek van haat wat tot nuwe haat lei. Kan u dit glo? As u nie wil bly steek in u natuurlike reaksie, wat die ellende slegs vererger, dan moet u die krag van die liefde glo. Laat u nie oorwin deur die kwaad nie. Op Golgotha het Christus immers oorwin. U hoef nie meer deur die kwaad te laat wen in u lewe nie. Christus het oorwin. Daarom mag u deur die krag die kwaad oorwin, deur die goeie. Dit bring ons by twee gedagtes. Oorwin die kwaad deur die goeie. Dis 'n saak van volharding in die liefde. Ek laat die kwaad of die vyandskap my nie onderkry nie. Dan sê ek ook nog, ag, by hom of by haar bereik 'n mens tog niks nie. Want die vyandskap is daar te sterk. Dit kan niemand deurbreek. Los dit maar. Geliefdes, gestel dat die Here Jesus Christus ook so daaroor gedink het. Ook gedink het dat ons sondes te sterk is, te veel is, dat hy dit ook maar net moet los. Dat hy ook deur die vyandskap laat intimideer het. Dat hy ook sou sê, ag, los hom of haar. En soveel haat teenoor my en teenoor God. Ek hoef daar
nie te begin nie, wel, dan was ons nog onverlosse mense. Dan sou ons tog altyd as haters van God en haters van mekaar gelewe het. Maar die Here Jesus het hom volkome blootgestel aan die haat van mense. So het hy die kwaad oorwin. So het hy aan die vyand 'n einde gemaak. Nie deur mekaar maar net te laat gaan nie, maar deur in die midde te gaan staan. Deur ons haat op hom te neem. En nou strek hy sy genesende hand uit na die wêreld wat so vol haat is. Hy steek sy hand uit om ons te genees, om ons genesing te bring. Geliefdes, daarom sal ons moet navolg. Die vrug van sy werk moet immers sigbaar word in ons lewens. Glo jy dat jy afhanklik is van sy werk? Glo jy dat Christus die vyandskap werklik genees? Wys dit dan ook in u lewe. Oorwin die kwaad deur die goeie. Deurbreek die vyandse en genees dit. Deur elkeen wat op hom vyhandig teenoor jou opstel, benader hulle met liefde. Deur goed aan hulle te doen. Paulus skryf, seën die wat julle vervloek. Ja, ek slaag miskien wel daarin om nie terug te slaan nie, om hom of haar nie in gelyke munt te betaal nie, maar my gedagtes. Dit is baie moeilik om in my binneste geen gevoel van haat of wrok te hê nie. Maar nou vra die Here nog meer aan ons. Seën die wat jou vervloek. Wens die mens, die persoon, voorspoed en geluk toe. Gaan bid vir hom. En vra God se guns. Doen u dit? Kan u dit doen? Geliefdes, bid daaroor. Paulus vervolg, bedink wat goed is voor alle mense. Net daarop dat dit hier nie staan vir alle mense nie, maar voor alle mense, in hulle afwesigheid. Leef so voor of in die wêreld, selfs teenoor jou vyand, dat hulle geen regmatige oorsaak het om jou aan te kla nie, maar juis beskaamd word. Soos wat Jesus vir ons gesê het in Matteus 5 vers 16. Laat jou lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Waarop moet ons onsself nie wreek nie? En moet ons dit aan die Here oorlaat? Omdat die Here lankmoedig is, en nog 'n tyd van genade wil gee. Die doel is dat ons ander mense, selfs ons vyande, nog die koorde van die liefde dat ons hulle nog die liefde kan wys, sodat ons deur ons Godvreesende wandel hulle tot God kan trek, kan nader trek. Hulle moet God in ons lewens herken en sien. Dit kan slegs gebeur wanneer ons werklik God se beeld begin vertoon. Ook in my soekende liefde om hulle te red wat verlore is. Paulus skryf egter, of skryf vir ons, as dit moontlik is, so ver as dit van jou afhang, leef in vrede met alle mense. Dit moet duidelik wees dat ons vredelewend is. Vrede is immers 'n vrug van die Gees. Christus het self gesê,
Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. In 'n wêreld vol wrede teestand, moet ons as Christene juis vredemakers wees. Geen twissoekers nie. Nie mense wat voortdurend iets vind om oor te beklei, of voortdurig enigheid veroorsaak nie, maar vredemakers. Is jy werklik 'n vredemaker? Ek sê nie, te maklik ja nie. Waarom leef sommige in oorwinning met 'n bepaalde persoon? Is dit werklik slegs die ander persoon se skuld? Laat ons almal onsself hierin beproef. 'n Ware vredemaker is hy wat deur God se vrede laat lei word. Met ander woorde, ons word deur God se vrede gelei. Hy wat sy lewe laat vernuwe deur die beeld van die vredevors, wat gesê het, want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Lukas 19 vers 10. 'n Ware vredemaker is hy wat werklik jaag na vrede met almal. Nie vanuit 'n onbekeerde en dus wêreldse hart nie, maar vanuit 'n hart wat deur die Gees vernuwe is, en dus ook die vrug van die Gees vertoon. Geliefdes, Paulus kwalifiseer die vrede wanneer hy sê, as dit moontlik is, so ver as dit in julle afhang, leef in vrede met alle mense. As dit moontlik is. Die vrede is nie die allerbelangrikste wat ten koste van alle afhanklikheid gedoen moet word. Vrede. Terwille van die vrede mag ons nooit die waarheid van ons Christelike beginsels opoffer nie. In Hebreërs 12 vers 14 lees ons, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Ons moet dus nie slegs tot die vrede geroep word nie, maar ook tot heiligmaking. Vir sover dit binne die grense van God se woord moontlik is, moet ons met alle mense in vrede lewe. Die tweede kwalifikasie wat Paulus genoem het, sover as dit van julle afhang. Ek moet seker wees dat dit nie my skuld is dat daar geen vrede is nie. Het ek alles in my vermoë gedoen om vrede te bewerk en te handhaaf? Dis iets wat ons onsself voortdurend moet afvra. Wanneer ons met iemand in die onvrede lewe, wat het ek gedoen om die vrede te herstel? Was daar soms iets by my wat die onvrede veroorsaak het, of waaraan 'n bydrae kon gelewer het? Miskien my houding, my manier van optree, my gebrek aan fyngevoeligheid, my ongewenste woorde, my selfsug, my selfregverdiging, my hoogmoed, en so kan ons aangaan. Laat ons eerlik wees en onsself in die spieël van God se woord bekyk. Moet ons dan nie eerlik, moet ons dan nie erken dat daardie dinge 'n groter rol speel in sulke situasies as wat ons dit wil erken nie? Die enigste uitweg is, bekeer u en toon die beeld van die Verlosser Jesus Christus. As die ander die vrede nie wou hê nie, ondanks al jou werkpogings, of op sy onchristelijke voorwaardes, dan hou God jou nie verantwoordelik vir die gebrek aan vrede nie. Die beeld van God te vertoon
vertoon beteken ook, as jy jou vyand honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink. Romeine 12 vers 20. Dit is duidelik, dat dit nie tot sy letterlike betekenis beperk word nie. Dat hy op alle verpligtinge tot barmhartigheid. Alleen deur so te doen, vertoon u die beeld van ons Vader. Want so het hy ook gedoen. Hy laat sy vyand nie honger nie, en ook nie dors nie. Maar hy laat sy son op hulle ook skyn, en gee reën op sy tyd. Hy gee hulle iets om te eet, en iets om te drink. So hoop hy vuurige kole op hulle hoofde. So sal u ook besig wees om dit te doen. Ywerige vuurige kole op die hoof van u vyand ophoop. Wat beteken dit? Die uitdrukking het oorspronklik 'n negatiewe betekenis. Dit was 'n sinspeel van vuur en bliksem uit die hemele, wat 'n teken was vir goddelike wraak. In ons teks het dit uitdruklik 'n gunstige betekenis. Hoe kan so 'n uitdrukking, wat oorspronklik ongunstig was, in 'n gunstige betekenis omgesit word? Dit kan op hierdie manier, wanneer iemand my kwaad doen, of kwaad aangedoen het, wil ek hom graag terugbetaal. Dis vuurige kole op sy hoof ophoop. Nou sê die apostel, prima, maar gaan maar aan. Maar dan op 'n manier wat vir die Here aangenaam is. As Christene wreek jy jouself op jou eie manier. Jy doen jou vyand goed. Dit is die Christelike wraakneming. Nou die guns wat jy die vyand bewys, word vir daai vyand ook as 'n straf. Hy word met ander woorde beskaamd, of hy dit wil erken of nie. Hy sien dat sy kwaad met goed vergeld word. Hy het vyhandiglik dit beraam, miskien selfs ook uitgevoer, maar daar word nie in gelyke min terugbetaal nie. Inteendeel, jy betaal hom terug deur vriendelikheid, liefde, vrede en vreugde. Dan kan twee dinge gebeur. Of die vyand skaam hom so diep, of hy verbitter, word nog erger, omdat hy die liefde onverdraaglik vind. Daar kom bekering of verharding, een van die twee. Maar miskien dat iemand sê, Paulus se advies help niks nie, of Paulus toon dat hy min van menslike nature weet. Paulus sê egter nie dat die metode waartoe hy oproep, altyd die begeerlike uitwerking het nie. Dink maar aan wat ek nou gesê het. Daar kom bekering of verharding. Laat my toe om 'n voorbeeld te gebruik. 'n Polisiebeampte word as 'n kaptein aangestel in 'n nuwe afdeling. Nou sal daar mense wees dat hierdie nuwe persoon niks van hom hou nie. Niks respek vir sy rang het nie. Maar hierdie beampte, tot wie hierdie woorde geuiter is, ontvang die genade om rustig te bly. Later gebeur dit dat die persoon of persone in die moeilikheid is en hierdie beampte sy handtekening of iets nodig het, of 'n handtekening van 'n offisier nodig het.
van hierdie offisier wat hy 'n oomblik terug nie kon verdraai het nie. Die beampte vervul trou sy plig, soos dit vir hom voorgeskryf is. Nou wat is die gevolg hiervan? Op die gegewe oomblik sê die persoon tot die beampte, ek is bly jy is my offisier. Hierdie voorbeeld wys dat die vurige kole op die hoof van die teenstander ophoop. Hier word met daad die kwaad deur die goeie oorwin. Kan u voorstel wat sou gebeur het as hierdie beampte die persoon onmiddellik aangeval het? Nou het hy gewone trou sy plig gedoen, sonder diskriminasie, teen diegene wat hom nie goed gesind was nie. Ja, hier het hy werklik die kwaad deur die goeie oorwin. Geliefdes, as ons dit doen, word ons natuurlik as dwaas beskou. Ons eie harte sê reeds, hoe dwaas. Daarom kan ons dit van ander mense ook heeltemal verwag. Maar laat ons egter bly by die verlossende wysheid van God. In Christus Jesus het die openbaring geword en in die oorwinningskrag van sy liefde. Die verlossende wysheid vra vandag ruimte in jou hart en in jou lewe. Dit alleen kan die siklus van haat deurbreek. Die siklus van haat wat reeds so ontstaan veel elemente gebring het. So kan die liefde weer werklik funksioneer in die kerk en in ons samelewing deur die krag van Christus. Daarom, geliefdes, laat die oorwinnende liefde van Christus bly in jou omstandighede met ander mense. Geliefdes, laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Amen. Geliefdes, kom ons sluit af met die nagmaal. Die nagmaal, soos wat dit vir ons opgeskryf staan in 1 Korintiërs 11 vanaf vers 23 tot en met 29. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Geliefdes, die nagmaal in sy wyse is 'n verbondsmaaltyd, waar die verbinding tussen Christus en sy gemeente telke vernuwe word. Dit is 'n gedagtenismaal. Die Here het met die instelling van die nagmaal vir ons gesê, gebruik dit tot my gedagtenis. Dit is ook vir ons 'n waarborg. Daarom sê hy, dit is my liggaam en dit is my bloed. Dit is 'n viering met die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Omdat dit een brood is ons baie saam een liggaam, want ons het almal deel aan die brood. Het verkondig van ons 'n toekomsverwagting. Ons het die versekering in die nagmaal dat die Here een is met ons. Geliefdes, dis 'n vreugdefees. Hoewel ons as gemeente die nagmaal met erns vier, is dit nog steeds 'n vreugdefees, waar die Heiland op 'n besondere manier die vrug van sy lyding, sterwe en opstanding met ons deel. Maar ek sal versuim om vir u ook die waarskuwing te gee, wat opgeskryf staan in 1 Korintiërs 11 vanaf vers 27. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef,
en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet en dink daaroor en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed gegiet is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Hemelse Vader, ons aanbid U in waarheid en in gees. Vader, beklee ons vandag met die volle wapenrusting, sodat ons weerstand kan bied en staande kan bly teen die liste van die Satan, die duiwel. Vader, in die naam van Jesus bind ek nou elke owerheid, elke mag, elke wêreldheerser van die duisternis van hierdie eeu, elke bose mag in die lig wat vandag teen ons staan. Ek beveel alle bose magte om hulle werking onmiddellik te staak en beveel hulle in die naam van Jesus om na die voetbank van Jesus te gaan. Ons omgord onsself vandag met die ellende, die gordel van waarheid. Ons trek die borswapen van geregtigheid aan. Ons sit die skoene van vrede aan ons voete vir die bereidheid van vrede. Ons stel die skild van geloof op, waarmee ons die vurige pyle kan uitblus. Ons trek die helm van verlossing aan. Ons neem die swaard van die Gees op, die woord van God. Vader, bo dit alles, beklee ons vandag met U liefde, wat die band van die volmaaktheid is, soos wat dit opgeskryf staan in Kolossense 3 vers 14. Vader, gee aan ons die wysheid, die insig en verstand, om vandag goeie kruismanne en vroue vir U te kan wees. Vader, ons onderwerp onsself vandag aan U, en ons weerstaan Satan, die duiwel. Want in die woord is geskrywe in Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Hemelse Vader, ek wil die aanhoorder van hierdie boodskap seën en lewe oor hulle spreek. Om iemand te seën is soveel meer as net woorde. Dit is om alles wat daardie persoon te deel, in en deur Jesus Christus, oor hom en haar, in die naam van Jesus te proklameer. Juist daarom wil ek ook vandag God se seën oor U proklameer. En ek bid dat die Heilige Gees dit ook sal waarmaak in U lewe elke dag. In die naam van die almagtige God, Hy wat liefde is, wil ek U vandag seën. Ek seën U met vreugde van guns in God se oë en ook van ander. Ek seën U met mense wat om U inskuif en U hand oplig, op 'n pad saam met U begin stap. Ek seën U met goddelike vriendskappe, mense wat U sal aanmoedig en God se drome vir U lewe met U sal deel. Ek seën U met 'n sagte hart, 'n hart vol liefde. Ek seën U met God se wysheid in elke besluit wat U neem in die lewe. Ek seën U met God se leiding, sy guns, sy genade oor U. Ek seën U met God se onderskeiding, sodat U kan weet wat waar is, sy wil, sy planne vir U lewe. Ek seën U met talente, U gawes en U verhoudings, dat U dit mag aanwend tot God se eer. Ek seën U gees, U siel, U liggaam, U lewenstaak met vreugde, harmonie en liefde. Ek seën U om 'n ware identiteit te vind en te ontdek in
Christus onder leiding van die Heilige Gees. Ek seën u met die wete dat 'n Vader het wat u innig lief het, dat niks wat u kan doen om liewer kan maak vir u nie, maar nie minder nie. Ek seën u om u daagliks sy hand van voorsiening te beleef in u lewe, sy totale beskerming en hoe hy ook deur sy Gees sy doel in die lewe en in u bewerk. Ek seën u met die wete dat niks in u lewe, verlede of toekoms, u kan skei van God se liefde nie. Die ewige en almagtige God sal u seën en behoed. Die Here sal sy aangesig oor u skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee, sy vrede. Geseënd is die geliefde van God. Ontvang hierdie seën in Jesus se kosbare naam. Amen. Geliefdes, genade vir julle, vrede van God ons Vader en Here Jesus Christus. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy's ons skuiling, hy's ons wapen, hy't die vyand reeds verslaan. Hy's die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy's die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy's die rots wat ewig staan. Ons sal uithou, aanhou, op ons knieë sal ons veg, en op ons knieë sal ons wen. Ons sal uithou, aanhou, U alleen kan ons roep, want U is in beheer. Ek sal ingaan by die koning. Ek sal opstaan vir my mense en vra vir genade. Koning, vergewe ons, want ons ongeloof is tasbaar, maar die liefde is wonderbaar. U is al wat ons nodig het. Ons sal uithou, aanhou, op ons knieë sal ons veg, en op ons knieë sal ons wen. Ons sal uithou, aanhou, U
sal uithou, aanhou. U alleen kan ons red, want U is in beheer. Wonderlik, ons is mos oorwinnaars. Oorwinnaars deur God wat in ons is. Geliefdes, kom ons kyk nader aan die potte en panne. Vandag maak ons 'n bietjie ouma Anna se beestert potbraai. Klink lekker, nee? Laat ons begin. Jou bestanddele wat jy gaan nodig hê. 500 ml olie, so ongeveer 1,5 kg binnebout of ribbout, maar alles in een stuk. Nou vir 'n gierige sousie wat ons daarby gaan gebruik, gaan ons 300 ml tomatiesous nodig hê. Ons gaan 300 ml water, 50 ml suurlemoensap, 15 ml aangemaakte mosterd, 'n paar druppeltjies russiesous, 75 ml vrugtebladjam, 15 ml woestersous, 40 ml heuning, so 3 laurierblaartjies, 5 ml sout, 40 ml koekblommeel en dan 50 ml petersilie, fyn gekap. Nou om hierdie heerlike dis mekaar te sit, verhit ons die olie op 'n hoë hitte in 'n kastrol. Dan braai ons die vleis al die kante bruin. Ons skep dit uit en plaas dit een kant. Nou giet ons hierdie oortollige olie uit die kastrol. Nou gaan ons hierdie heerlike sous voorberei. Voeg al die bestanddele vir die sous behalwe die koekmeel, blom en die petersilie in 'n kastrol. Klits goed met 'n draadklitser of met 'n vurk soos wat ek dit sommer gaan doen. Verhit die sous tot kookpunt, voeg die vleis by, laat dit weer opkook, plaas die deksel op. Nou gaan ons dit laat prit vir ongeveer 1 uur en 'n half, tot die vleis heerlik sag is. Draai die vleis so af en toe om, laat dit nou nie vasbrand nie. Nou skep ons die vleis uit die sous uit, sny dit in stukkies op met 'n redelike skerp mes. Rangskei die stukkies op 'n bakplaat of in 'n oondbak. Nou gaan ons die koekmeel geneem en dit met 'n bietjie koue water aanmaak. Nou voeg ons al die souse wat jy in jou pot het, bo oor hierdie vleisies wat jy nou in jou bak geplaas het. Ons gaan die koekmeelblom nou op die stoof sit, dit roer met 'n houtlepel oor matige hitte tot dit lekker dik is. Nou giet ons hierdie sousie oor die vleis, sit hom in die oond vir so 'n paar minute dat hulle alles nou lekker deurkook. En as dit klaar is, sit ons die petersilie bo op vir garnering. Jy kan dit bedien as 'n sondagete of met 'n heerlike slaai van jou keuse. Maar dit is altyd 'n wenner, veral as jy baie mense het. Hy voed ongeveer so 6 tot 8 mense. Geliefdes, mag julle potte kook, mag julle harte gevul word met God se liefde. Ons God is in beheer. Tot ons volgende week weer kook, weer gesels. Shalom.